Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer kan saam wees. Dis die laaste dag van 2022 en kan u glo dat ons nog 'n jaar van genade beleef het. Nog 'n jaar waarop die Here hom op besondere wyse aan ons bekend gemaak het, deur sy versorging, deur sy voorsiening, deur sy instandhoudende genade, die feit dat hy vir ons lewe gee, versorging gee, met die doel om ons nader aan hom te trek. En die gebed van my hart is, hy die Here nog nie ken nie, dat hierdie laaste dag van 2022 vir u 'n rooi letter dag sal wees, 'n besondere dag, waar u sal vlug na die kruis, dat u sal klaar kry met u planne en u idees en u lewe, en al die dinge waarmee u worstel, en sal sê, Here, hier is ek, net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my, getrek tot u deurboorde sy, o lam van God, ek kom. Vir u wat alreeds aan die Here behoort, u sal onthou, ons het vir u gesê dat die profesie van Jesaja 9 vers 5 in vervulling gegaan het, juis in die Here Jesus Christus. Daar staan dat 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Nou ons het alreeds gekyk na die gedagte dat Jesus wonderbaar is in sy persoon, hy's wonderbaar in sy aardse lewe en wandel, hy was wonderbaar in sy sterwe, in sy opstanding en sy hemelvaart, en ons het gister begin kyk na die gedagte dat hy ook die wonderbare raadsman is. Die Engels sê counselor, die een wat waarlik raad en advies vir ons kan gee, omdat hy God is, en omdat hy al die wysheid en al die kennis en al die insig, nie net het in homself nie, maar ook alles van ons weet. En vriende, selfs die diepste verborgde dinge, waarvan niemand anders te weet nie, weet hy van. En daarom kan jy na hom toe vlug, om jou raadgewer te wees. Ek het vir u gesê, Jesus Christus is die enigste bevoegde raadgewer, omdat hy God is, en ons gaan vanmôre aangaan met hierdie reeksie. Christus is die bevoegde raadgewer, want hy was ook volkome mens gewees. Dis vir my een van die kosbare gedagtes in die Bybel, want u sien as God daar ver was en ons hier op aarde, en ons net die deel van sy heerlikheid verstaan het, waar hy aanbid word deur engele, en waar hy alles geskaap het, en in homself 'n ewige selfbestaan voer, dan het ons miskien gedink, hy's te ver van ons, om ooit by hom uit te kom. En daar is vandag groepe wat so glo, en wat dink dat God hierdie aarde soos 'n groot horlosie opgewen het, en nou wag dat hierdie horlosie se battery basies afloop, en dan gaan hy hierdie aarde oordeel, maar dis nie so nie. God het nie net geskape nie, vriende, maar hy is ook betrokke by sy skepping. Hy is die een wat lewe gegee het, en hy onderhou lewe. Dis die skepsel wat nie die skepper wil lief hê nie. Dis hoekom dit op aarde gaan soos dit gaan. As u wonder waarom al die energie en die hartseer en die trauma en die moord en doodslag en al hierdie boosheid heers, moenie die fout by God gaan soek nie. Gaan soek die fout by jouself, gaan soek dit by 'n bose samelewing, gaan soek dit by 'n perverse kerk, waar sonde en boosheid van die kansel verkondig word, en elke Janrap en sy maat toegelaat word daar om 'n opinie te lewer, en die God van die Bybel weg te skuif uit sy eie kerk. Ek wil u vanmôre na die raadgewer neem, wat vir jou oplossings gaan gee vir jou probleme, as jy net jou hart en jou sinne in Christus Jesus sal bewaar, deur sy woord en sy waarheid ter harte te neem. Ek gaan gou vir u lees wat staan in Hebreërs 2 vers 17. Hy is die bevoegde raadgewer, want hy was ook volkome mens gewees. Daarom moes hy, sê die Bybel, dis Christus, in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Weet jy wat is wonderlik om aan die Here te behoort? Wanneer jy bid, dan praat jy nie met iemand ver, wat niks weet van wat op aarde aangaan nie, maar jy praat met God, wat deur Jesus Christus, ons middelaar, ook vir jou en vir my saligheid kom bewerk het. Vriende, sodat ons deur die krag van die Gees kan weet, dat hy presies weet wat ek beleef, waardeur ek gaan, die omstandighede waar ek myself in bevind, en dan ook vir my 'n voorspraak kan wees, vergifnis kan skenk, wysheid deur die Gees kan skenk, sodat ek in hom meer as oorwinnaar kan wees. Hebreërs 4, dis so 2 hoofstukke verder, gaan aan met hierdie gedagte en brei uit daarop, wanneer ons lees in Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie,
maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Het u saam gelees? Het u gehoor wat hier staan? Die Bybel sê ons het nie 'n hoëpriester, praat nou van Jesus Christus, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Christus weet ons is swak. Vriende, hy het 12 apostels gehad. Hoe dikwels het hy hulle vermaan oor hulle ongeloof, hulle twyfel, oor hierdie gesindheid onder hulle, wie's die grootste en wie gaan eendag aan die regter of die linkerkant van Christus sit. Hy het presies geweet wie hulle is en hy roep hulle en hy sê vir ons ook, dat hy weet hoe swak ons is. Die Bybel sê vir ons, hy was in elke opsig versoek net soos ons. Dink aan enige sonde waarmee u versoek is die afgelope 20 jaar van u lewe, of 30 of 50 of 70 jaar, en weet verseker dat Christus meer intens in elke opsig versoek is net soos ons. Die verskil is, hy was sonder sonde. Waarom? Want hy sou die sondedraer geword het. Daar moes 'n vleklose lam gewees het wat aan die kruis sou sterf om die geregtige eis van God, wat vereis dat die sondaar in die hel moet brand, weg te neem. So Christus het die helse smarte vir ons gaan dra, as sondelose, sodat ons gered kan word. Daarom luister, hy is een wat met ons swakhede medelee het, want hy het ook op aarde gewandel, hy was ook honger, hy was ook dors, hy was ook versoek in elke opsig net soos ons, maar sonder sonde. Vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Nou vriende, as jy vrymoedigheid wil sien, gaan kyk na 'n kind in 'n huis. 'n Kind het die grootste vrymoedigheid wat jy aan kan dink. Hy gaan lê op die bank en hy kuier land en sand, hy gaan maak die yskas oop en hy haal uit wat hy nodig het. Hy eet hom tot versadiging. Daar is 'n vrymoedigheid in sy ouer huis. Hoekom? Want hy weet daar is liefde, daar is omgee, daar is verstaan. Nou sê die Bybel, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Weet, as jy na God gaan verraad, deur sy seun Jesus Christus en die kragvolle werking van die Heilige Gees, sal jy nooit weggewys word nie. Inteendeel, die Bybel sê dit is juis ons vrymoedigheid dat ons na hierdie troon van genade kan gaan. Hoor nou, sodat ons barmhartigheid kan verkry. Wat is barmhartigheid? Dis genade. Dis om hierdie behoefte wat ek het, dat daaraan voldoen kan word. Hier is my nood, Here, en die Here kom en hy voldoen aan hierdie nood. Hy gee vir my oplossing, hy gee vir my uitkoms, hy gee vir my redding, hy gee vir my vryheid. Sodat ons met barmhartigheid, dat ons kan barmhartigheid verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Miskien sê jy vanmôre, maar ek bid al 6 weke oor 'n saak, ek bid al 2 maande oor 'n saak, daar's al 4 maande waar ek worstel met hierdie probleem. Hoor die Here my nie? Van die eerste dag af wat jy geroep het, het hy jou gehoor. Dis wat die Bybel my leer. Ek wil jou net vra, moenie jou vrymoedigheid, wat God jou gee deur sy Gees, wegwerp en met jouself besig raak nie. Hy is die bevoegde raadgewer, want hy was volkome mens. Hy het deur elke stryd gegaan waardeur ek en jy gaan. En daarom kan ons genade vind en barmhartigheid verkry om op die regte tyd gehelp te word. Die gebed van my hart is dat u sal sien, daar is een bevoegde en bekwame raadgewer. Dit is hierdie Godmens, Jesus Christus. Hy kan vir ons raad gee, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Hy is die alwyse God. Hy is ook die God wat mens kom word het, wat in my en jou skoene kom staan het, as ons hierdie spreekwoord kan gebruik. Hy het ook gesien hoe ons leef en wat ons beleef. Hy het ook honger gehad en dors gehad en was versoek en al die dinge wat ons vandag beleef. Sonder sonde, ja, sodat hy vir ons 'n offer kan wees. Daarom wil ek jou vra dat jy hom sal sien as die liefdevolle, genadige, barmhartige God, wat jou nooi en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, sodat ek vir jou rus kan gee. Ware rus, ware vrede vir jou gemoed, vir jou sondeprobleem, vir jou stryd, vir die dinge wat jy miskien mee worstel, is nie te vind in wêreldse oplossings en nog goed wat ons bymekaar maak en akkumuleer nie. Maar dit lê in die persoon van Jesus Christus. Hy word genoem wonderbaar, raadsman. Hy is counselor. Hy is die een wat raad kan gee, omdat hy ons beter ken as wat ons onsself ken. Mag die Here u wysheid gee, dat u na hom sal vlug,
en by hom raad sal ontvang, wat u lewe radikaal, drasties, heelhartig sal verander tot eer van sy naam. Amen.